Goeiemôre en welkom by ons oggendoordenkings vanoggend. Vanoggend lees ons uit 1 Konings 19 enkele verse en dan ook 'n paar verse uit Matteus hoofstuk 11. 1 Konings 19 vanaf vers 9. Daar het hy in 'n grot ingegaan en daar oornag. En kyk, die woord van die Here het tot hom gekom. Hy het vir hom gesê: "Wat maak jy hier, Elia?" Hy het geantwoord: "Ek het my volle ywer getoon vir die Here, die God van alle magte. Want die Israeliete het u verbond verlaat, u altare het hulle afgebreek en die profete met die swaard om die lewe gebring. Ek alleen het oorgebly en hulle soek my lewe om dit te neem." Maar hy sê: "Gaan uit en staan op die berg voor die Here. Kyk, die Here sal weldra verbygaan." Daar was 'n geweldige sterk wind wat die berge geskeur het, wat die rotse verbrysel het voor die Here. In die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing. In die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar vuur. In die vuur was die Here nie. Na die vuur was daar 'n sagte gesuis. Toe Elia dit hoor, het hy dadelik sy gesig met sy mantel bedek. Hy het uitgegaan en by die ingang van die grot gaan staan. Met eens was daar 'n stem wat vir hom vra: "Wat maak jy hier, Elia?" Hy het geantwoord: "Ek het my volle ywer getoon vir die Here, die God van alle magte, want die Israeliete het u verbond verlaat, u altare het hulle afgebreek en u profete met die swaard om die lewe gebring. Ek alleen het oorgebly en hulle soek my lewe om dit te neem." Toe sê die Here vir hom: "Gaan terug op jou pad deur die woestyn, na Damaskus. Wanneer jy daar aankom, moet jy Hasael as koning salf oor Aram. Jehu, seun van Nimsi, moet jy salf as koning oor Israel, en Elisa, seun van Safat uit Abel Megola, moet jy salf as profeet in jou plek. Wie aan die swaard van Hasael ontkom, Jehu sal hom doodmaak. En wie aan die swaard van Jehu ontkom, Elisa sal hom doodmaak. Maar ek het in Israel 7000 laat oorbly. Dit is al die knieë wat nie voor Baal gebuig het nie, en elke mond wat hom nie gesoen het nie." Dan lees ons uit Matteus 11. "Kom na my toe, almal wat vermoeid en swaar belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, omdat ek sagmoedig en nederig van hart is, en julle sal rus vind vir julle gemoed. Want my juk is draaglik en my las is lig." Geliefdes, Elia, soos wat ons donderdag gehoor het, kom staan voor God en hy beskuldig die Israeliete. Ons het dit ook vandag gelees. Hulle het nie by die verbond gehou nie, hulle het die altare afgebreek, hulle het die priesters doodgemaak. Maar wat dink God van Elia se beskuldigings? Hy stem saam. Israel verdien oordeel. Toe Moses op die berg was, in Eksodus 34, het God by hom verbygegaan en vir Moses 'n openbaring van homself gegee. En hier op die berg openbaar God homself aan Elia op 4 verskillende maniere. Wind, aardbewing, vuur en 'n sagte fluistering. Kom ons let op die eerste 3. Die eerste 3 wys vir ons vernietiging. Dit is vernietigend. Wind, aardbewing, vuur, maar die laaste een is kalm. Wat beteken dit? Die eerste 3 stem ooreen met die 3 oordele wat God deur Hasael, Jehu en
en Elisa op sy volk loslaat. Maar oordeel is nie God sy enigste woord nie. 7000 sal as ware aanbidders bewaar word. Oordeel is nie God sy enigste woord nie. Oordeel is ook nie God se voorkeurwoord nie, sy gunsteling woord nie. Ek kry dit uit die kontras tussen die 3 en die 1. Hy was nie in die 3 nie, maar hy was in die 1. Dit wil sê, hoewel God oordeel sal bring, het hy 'n behaag om barmhartigheid te toon. Heel paar jaar later vind ons Elia op 'n ander berg, saam met Moses en Jesus, Lukas 9, die verheerliking op die berg, waar hulle Jesus se heengaan, sy komende dood bespreek, wat God se oordeelswoord oor Jesus was. Was daar nie ook rotse wat geskeur het en 'n aardbewing by Jesus se dood nie? Sy dood was vir sy volk se versuim om die verbond na te kom en God getrou te aanbid. En toe het 'n wolk hulle omhul en 'n stem het gepraat. Was dit 'n fluistering? Die stem het gesê, dit is my seun, my uitverkorene, luister na hom. Ja, Jesus is die stem waarna ons moet luister. Vandag spreek sy stem genade en nooi jou en my uit om te kom. Eendag sal dit in oordeel spreek en ons beveel om weg te gaan. Daarom luister nou na hom. Aanbid God. Sê vir God dat ons hom aanbid en jy hom aanbid. En dat jy die Here Jesus gewillig volg, omdat die Here Jesus gewillig was om ons oordeel te neem, sodat ons sy stem van genade kan hoor. Bid dat deur ons persoonlike evangelisasie en bediening van Christus se kerk baie na Jesus sal kom, in plaas daarvan om knieë voor afgode van ons lewens te buig. Kom ons sluit ons oë. Almagtige, ewige God, Hemelvader, Here, ons kom loof en prys U vandag dat die Here Jesus Christus gewillig was om ons oordeel op hom te neem, sodat ons sy stem van genade kan hoor. Ons bid, Here, dat deur ons persoonlike evangelisasie en ons bediening van Christus se kerk baie na Jesus sal kom, in plaas daarvan om knieë voor afgode en valse gode te buig. Gee, Here, aan ons krag, gee aan ons wysheid, gee aan ons insig, Here, dat U woord nie leeg na U toe sal terugkeer nie. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vanoggend sing ons saam Psalm 45, vers 1, 14 en 16.
Vir môreoggend gaan lees ons saam 1 Konings 19 verse 19 tot 21 en dan ook Titus 2 vers 11 tot 14. 1 Konings 19 vers 19 tot 21 en Titus 2 vers 11 tot 14. Aan elkeen vandag 'n geseënde dag tot 6:00 môreoggend.